Ons is by Jakobus vers 9, hoofstuk 1 vers 9 tot 12. Ek gaan vir ons lees. Ek gaan die 33 gebruik vir hierdie geleentheid. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou, as jy ons net so kyk na vers 9 tot 12, miskien meer spesifiek vers 9 tot 11, op die oog af lyk dit of nou dit iewes skielik 'n ander gedagte is. Want hy praat van 'n ryk man en 'n arm man. Hy praat van die rykes en die armes. En ons was nog besig met die idee van beproewing. Maar jy moet nie vir een oomblik dink dat vers 9 tot 11 geïsoleer is van die onmiddellike konteks nie. Vers 9 tot 11 is nie geïsoleer nie. Dit moet in die lig van die res van die gedeeltes wat vooraf en naaf gelees word gaan. Dit moet daar in daai lig gelees word. Met ander woorde, wat ek sê is, Jakobus praat oor die ryk en oor die arme. Ons moet dit lees in die midde van 'n beproewing. Ons moet net verstaan, hoe probeer hy dit vir ons deurgee. Nou nie net dit nie, as jy ook kyk na vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. So daar praat hy weer oor versoeking. So ons kan nie net sê vers 9 tot 11 is sommer net daar ingevoeg of ingeplak nie. Hy het nie 'n stukkie uitgesny, dit geplak om net sy brief vol te maak nie. Dis glad nie wat hy gedoen het nie. Daar is 'n rede hoekom hy praat oor ryke en arme, en hoekom die ryke in sy geringheid en die arme in sy hoogheid. Nou dit klink soos kontrasterende gedagtes. Hoe sê jy 'n arme man moet roem in sy hoogheid? Hoe klink roem in sy hoogheid? Dit klink asof 'n ou sê hy moet bietjie hoogmoedig wees. Wees bietjie vol van jouself. Maar ons weet dit is presies wat die Bybel nie sê nie. Nou die eerste ding wat ons nou in die regte rigting instoot, is met die begin van vers 9 waar hy sê, laat die broeder, die woordjie broeder, dadelik praat hy met Christene. En dan sê hy beskryf die gelowiges as 'n gering. So hy sê 'n broeder is 'n arm ou en hy is of 'n arm ou wat gering is. Nou gering kan beteken om die minste te wees, dit kan beteken om laag te wees, dit kan beteken om swak te wees, maar gering beteken dit nie hier binne die konteks nie, want die volgende vers praat van ryk. En hy sinspeel dit, nee, dis die kontrasterende gedagtes. So hy praat van 'n arme ou, 'n ou wat sukkel, nie 'n ou wat sukkel finansiëel met materialisme, 'n ou wat dit nie het nie. Dis waarna hy verwys. 'n broer, 'n Christen wat nie het nie. Dis met wie hy nou praat. Dis die arm persoon. En hy praat van, laat hierdie ou roem in sy hoogheid. Sy hoogheid. Nou die Bybel en Jakobus, wat deel is natuurlik van die Bybel, maar Jakobus sê in hoofstuk 4 vers 6, 8, hoor wat sê hy? 4 vers 6, God staan die hoogmoedige steen, maar aan die nederiges gee hy genade. So Jakobus sê vir hierdie ou, roem in jou hoogheid, maar 'n paar hoofstukke later sê hy weerstaan die hoogmoediges. So hy kan nie praat oor hoogmoed nie, oor daai van jouself, vol wees van jouself nie. Hy kan nie van dit praat nie, hy moet na iets anders te verwys. Dit kan nie dit wees nie. So wat is dan hierdie hoë aansien? Wat is dan hierdie hoogheid waarop hy kan roem? Oor die hoogheid verstaan ons wanneer ons kyk na die konteks. Die konteks van 'n versoeking, 'n beproewing. Wanneer 'n arm ou, 'n ou wat nie geld het nie, in 'n moeilike situasie kom, maar onthou 'n Christen, 'n opregte Christen, nie 'n wêreldse ou nie. Wanneer 'n opregte Christen met egte geloof en egte liefde, soos ons die einde van vers 12 gaan sien, wanneer hy in moeilike situasies is, waar dink jy vind hy sy sekuriteit? Net in God. Want dis al wat hy het. Hy vind sy vreugde, hy vind sy redding in God. En dit is die roem van hoogheid,
om te sê, maar my God is my alles. Ek is geseënd by God. Ek het net vir God. Dit is daai hoogheid wat in hom is. 'n Hoë aanskouing van Christus. 'n Hoë aanskouing van sy geloof. Hy word forceer, as ons so bietjie die woorde kan buig. Hy word geforseer om vas te hou aan die Here, want hy het niks anderste waarin hy kan vashou nie. Niks. Die arme man kan nie aan rykdom gryp nie. Daarom kan hy nie sy hoop sit op wat hy het nie. Hy kan nie gryp na sy geld nie. Hy kan nie gryp na een of ander kontak nie. Hy kan net gryp na die Here. En hoor hoe mooi skryf Psalm 145, vers 18 tot 20 dit. Ek lees hom vir julle. Hoor wat sê hy. Jy kan hom net neerskryf. Psalm 145, vers 18 tot 20. Die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle om hulp roep en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar die goddeloses verdelg hy. Dis wat jy doen. As jy met jou rug in die hoek is, jy dalk alles verloor, jy's in 'n moeilike situasie, jy het geen sekuriteit oor nie, roep jy tot die Here om hulp. En Psalm sê die Here hoor jou. Dit is hoë aansien. Dit is iets waarop jy kan roem. Want jy weet, jy maak jy op jou krag staat nie. Jy vorm nie jou eie sekuriteit nie. Nou in kontras met vers 9, met ander woorde die teenoorgestelde, word die ryke beveel om in sy geringheid te roem. Sy geringheid. So maar dit beteken nie, as jy geld het, of as jy baie materialisme het, of as jy ryk is, dat jy jouself nou, dat jy gering is nie. Dit is inteendeel nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel maak baie uitsprake, Jesus maak baie uitsprake, Matteus 6:24, Matteus 19:23, Markus 12, 1 Timoteus 6, hy praat van ryk mense, hoe dit moeilik is, hy gebruik die gelykenis van die ryk man wat bedroef daar weggegaan het, Jesus wys so gereeld die uitdaging wat 'n persoon het, wat besittings het en wat geld het. Inteendeel, hy het gesê, dis moeilik vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. So, die geringheid waarvan hy praat, is nie 'n geringheid van, ek het geld, kyk hoe nederig is ek nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Lees hom binne die konteks van 'n beproewing. As 'n ryk man in 'n beproewing is, waarna gryp hy? Wat is sy vorm van sekuriteit? Geld, besittings, kontakte, prokureurs, noem dit. En dit is gering by God. Want dit beteken, jy soek God nie eerste nie. Daar's 'n gevaar hierin. 'n Groot gevaar. Daarom werk 'n beproewing. Hy bewerk 'n geringheid in die ryke. En dit is so mooi. Want nou is die ryke hierso, hy gryp aan al die goeders, al sy vorme van sekuriteit. Maar ek waarborg jou, een of ander tyd gaan sy aardse sekuriteit hom misluk. Dit gaan hom misluk. As 'n kroniese siekte jou tref, geld gaan jou dalk die behandeling kan gee, maar hy gaan jou nie noodwendig genesing gee nie. Kroniese kanker. Nee? Jy sal dalk in 'n mooi skoon hospitaal kan lê, maar kanker gaan vir jou kom. Geld gaan jou nie red nie. As jy gryp in jou geld en jy vorm jou identiteit om dit en iets gebeur en jy verloor alles, het jou geld jou misluk. Jy het dit nie, jy het dit verloor. Jesus maak 'n uitspraak, hy sê moenie vir jou skatte bymekaar maak waar mot en roes dit kan eet nie. Salomo gee vir ons so mooi wysheid. Hy sê alles kom tot niks. Die Salomo, die man met die geld, die rykste en die man met die wyse, met die meeste wysheid. Hy ou skryf en hy sê alles kom tot niks. Geld koop nie geluk nie. En nou sê ons gewoonlik, maar dit maak lewe net so gemaklik. Ja, natuurlik maak dit gemaklik.
Maar die probleem is, ons soek nie gemak nie. Ons soek 'n afgod. Jou primêre rede om geld te soek is nie vir gemak nie. Is vir 'n afgod. Jou vlees is so geskape dat hy alles wil vervang as 'n afgod. Jou vlees is so. Enige ding wat jy inbring, wil jy gaan 'n afgod daarvan maak, van selfs. Dink aan 'n kind byvoorbeeld. Stel 'n kind bloot aan, of gee 'n kind oor aan sy eie genade. Kort voor lank inkorporeer hy goed in sy eie lewe, wat ons afgoderry kan sien. Te veel TV, te veel sweets. Nie geloof nie. 'n Kind gaan nie geloof soek noodwendig nie. Jy moet sê, kom ons bid, kom ons lees. Jy moet dit by hom wek. Ons vlees is so van kleins af. Ons kweek hierdie afgoderry in ons. En dan gebruik ons flou verskonings en sê, maar dit maak dit gemaklik, of 'n kort geld om te oorleef. Asof jou oorlewing afhanklik is van die geld. Ek wil hê Christus se woorde moet net hier by ons ore lê. 'n Man sal nie net leef van brood alleen nie, maar van die woorde, die lewende woord, van die ewige lewe, nê, die woorde wat uit Christus uitkom. So ons gebruik hierdie verskonings om onsself te regverdig, en ergens in dit, al wat ons doen is, ons soek net 'n motief, sodat ons net ons bankrekening so bietjie kan opstoot, of sodat ons net ons gierigheid kan motiveer. Dis al. Ek dink ons moet onsself meet baie keer. En ek sê vir jou, ek dink die bediening is 'n plek waar jy verseker getoets word hieroor. Want jy's oorwerk, jy's onderbetaald, en jy kan so gou 'n motief kry om 'n Bybelversie te vat en net te sê, maar weet jy wat? Die arbeider is geregtig op sy loon. Ek verdien meer. En dan soek ons geld. Maar dis gierigheid. Al die goed is gierigheid. In plaas van net om te sê, Here, afhanklikheid. Afhanklikheid. Dink jy regtig? Die soewereine God, wat hierdie wêreld in die perfekte rotasies gesit het, die regte spoed, die regte helling, alles in werking gespreek het. Ons het gepraat van die son en die heiligheid en God se almag Sondag. Dink jy dat daai God nie weet wat jy nodig het nie? Dink jy dit? Ek dink baie keer vergeet ons dit. En ons dink wat ons nodig het, is baie keer meer as wat ons nou eintlik het. Ons dink dit. En daar is soveel waarskuwinge wat die woord vir ons gee, en hierdie is een van hulle. Want daar kom 'n punt in jou lewe waar geld jou net gaan misluk, jou besittings jou net gaan misluk. En dan kan jy na niks anders te uitgryp nie. En weet jy wat doen 'n ryk man? 'n Ryk man met genoeg besittings, wanneer sy geld hom nie kan red nie, hy voel vernederd. Want sy sekuriteit lê daar, sy identiteit lê daar, sy hulp lê by sy geld. En as daai goeders nie vir hom deurkom nie, dan voel hy vernederd. En dit is waar daai geringheid inkom. 'n Harde realiteit wat jy baie keer terugruk aarde toe. Ek het dit al gesien. Ek het nou met mense gepraat wat sterk was, sterk besigheid. Ek dink aan spesifiek een voorbeeld in Johannesburg, 'n besigheidsman, ongelooflike goeie besigheid. En die goeders het gefloreer, nuwe boot, nuwe bakkie, nuwe kantore, nuwe huis, alles, en dit gaan en loop, en al wat ek sien is hoogmoed en hoogmoed en hoogmoed, en God is, ja, ek sê Christen, maar dis waar dit stop. Jy lewe hom nie uit nie. En toe in 'n oogwink slaan COVID, né? En daai diens wat hy gelewer het is nie meer nodig nie. Niks meer nodig nie. Die diepste gat van sekuriteit is uit sy lewe uitgeruk. En hy raak verneder. Want hy het niks om aan vas te hou nie. Jy sien, ons maak so goue afgod van geld en ons weet dit nie eers nie. Ons weet dit nie. En hier skryf Jakobus, hy sê hierdie ou, hy sê wanneer 'n beproewing kom, en dit ruk daai sekuriteit, daai oomblik wanneer jou geld nie gaan deurkom vir jou nie, dan gaan hy jou gering maak. Hy sê dan moet jy roem. Roem in daai geringheid. Roem wanneer jy in die diepste gat is in jou beproewing, omdat jy geen sekuriteit meer het nie. So jy word half basies geforseer om aan wie vas te hou? Aan die Here. Want jy kan nie meer in jou geld vashou nie. Dis weg. Jy kan nie meer in jou gesondheid vashou nie. Dis weg. En hier skryf Jakobus, ja broer, roem daarin. Want hierdie is dalk net 'n lifeline.
Want jou hele lewe lank het jy die afgod gevolg en iewes skielik gebeur iets en dit ruk jou terug na wat werklik saak maak. Nee, ek seker julle kan dink aan iemand wat op hulle doodsbed lê, wat weet hulle het 'n paar dae of 'n week of paar weke of 'n maand oor om te lewe. En ek waarborg jou, die geld is die laaste ding waaraan hy nou dink om mee te maak. Die geld het hom niks gebaat nie en dit kan hom nie daar uitkry nie. Nou raak dit God. Hy word geforseerd om God aan te roep. En dan skryf Jakobus in vers 10. Die ryke in sy geringheid. Hy moet roem in sy geringheid. Dan gebruik hy 'n geskikte en 'n vanpaste voorbeeld, 'n bekende voorbeeld. Hy sê, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, né? Met ander woorde, jou rykdom gaan verby, maar as jou rykdom verbygaan, gaan jy verby. En dis wat hy sê. Hy sê nie jou rykdom gaan verby nie. Hy sê, oor wat sê hy, gras sal verbygaan, vers 11, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en die suurlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die, kyk, daar staan nie rykdom nie, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Hy sê vir jou, wanneer jy so vashou en dit word van jou geruk in 'n moeilike beproewing, hy sê die kans is dat jou siel van jou geruk word. Dit word verdroog van jou. Hierdie beeldspraak wat hy gebruik is 'n bekende beeldspraak. Jesaja 40 vers 6 tot 8 praat ook daarvan. Dis bekend. Hoor wat sê Jesaja 40 vers 6 tot 8. Wat moet ek roep? Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Hier kom dieselfde taal. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Dieselfde idee. Dit wat God gee is ewig, dit wat jy soek is tydelik. Die man in die midde van beproewing word geforseer om aan dit vas te hou wat ewig is. Aan ewig is. Nou, baie ouens sê hy praat met 'n rykes wat ongelowig is, maar ek glo nie die saak nie, want hy sal nie sommer sê 'n broer wat gering is en dan dadelik oorgaan na ryk en net ongelowig is nie. So die broer, dink ek, geld beide vir die arm ou en die ryk ou. So hy praat van ryk mense wat werklik besittings het. En die idee is dat wanneer hierdie ouens verdor, hulle rykdom verdor, hulle siele besig is om te vergaan omdat hulle nou net alles verloor het, word hulle forceerd om vas te hou aan dit wat ewig is. God hou stand, dit wat ewig is. Maar dis die idee van Christendom. Christus self maak vir jou skatte bymekaar nie. En nie op aarde nie. Die gedagte is om op te fokus op die skatte wat ewigheidswaarde dra. En 'n beproewing help jou om te fokus op dit. Die arme man het niks anders as God nie. Die man met besittings, hy is in 'n stryd. Hy is in 'n stryd. Dan bring ons dan tot by vers 12. En dan vers 12 sluit dan nou natuurlik aan by hierdie idee van ryk en arm. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou ons het gesê om die toets te weerstaan is nie net om uit te hou nie, ons het gesê is om aan te hou. Om die toets te weerstaan is nie net om oor toe te knyp, ore toe te druk en te sê, jy gat ons, ek wag nou maar net nie, is om te sê, nee, ons konfronteer die moeilike omstandighede. Hoe konfronteer ons dit? Deur om geestelik aktief te wees. Nie passief nie, ag Here kom laat dit nou verby nie. Nee, ons is geestelik aktief. Here, dis help my in hierdie probleem. Ek gee dit vir U, Here. Ek bid tot U, Here. Ek roep tot U, Here. Ek lees tot U, Here. Ek weet nie wat om te doen nie, maar ek weet U weet, Here. Gee my die wysheid, Here. Geestelik aktief, né? Geestelik aktief. Dan weerstaan ons die toets en wanneer dit plaasvind, kweek ons volharding en wanneer volharding plaasvind, kweek ons volwassenheid van geloof. En nou kom Jakobus en hy gebruik hierdie bekende uitspraak en hy sê, salig is daai man. Van waar af kom dit, halfboetie van Jesus? Die saligspreuke. Salig. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Salig is die wat arm is van gees. En hier sê hy, salig is die man wat beproewing weerstaan.
Nou salig beteken nie net om gelukkig te wees nie, dit kan vertaal word as gelukkig, maar jy sal saam met my stem, die doel van 'n Christen is nie net om gelukkig te wees nie. Ek wil ook dit vir jou sê, as daar dalk iemand is wat ongelowig is en wat hierdie luister, die doel van lewe is nie eers net om gelukkig te wees nie, want jy gaan dan die doel mis. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat net altyd gelukkig is nie. Die doel van lewe is om betekenis te vind, is om die doel te vind. En die skepping vind net doel en betekenis in die skepper. Dis al. Daarom het ons altyd 'n hinker na iets. Party mense soek dit in drank, hulle vind dit nie. Party mense soek dit in 'n losbandige leefstyl, hulle vind dit nie. Ander mense soek dit in geld, maar ek waarborg jou, is 'n kwessie van tyd. Hy vind nie mening en doel nie. Daarom, statistiek sê, die ouens met die meeste vreugde, kan jy raai wat se groep mense is dit? Christene. Christene. So salig beteken nie net om te sê, 'n gelukkige man nie. O, ek's gelukkig nie. Nee, ons weet ons moet onsself verbly oor beproewing, maar salig word vertaal ook as geseënd. Geseënd beteken om guns te kry by God. Om seën te ontvang, goedheid by God. Dit kan wees nabyheid. Dit is soveel meer as net 'n vriendelike glimlag. Salig is die man. Die Griekse woord is makarios. Makarios, nee. Salig. Jakobus sê dis vir ons, 'n man wat versoeking verdra en wat kan volhard in sulke moeilike omstandighede en wat kan sterk staan in sy geloof en wat God kan vertrou wanneer dit moeilik gaan, so 'n man, sê Jakobus, vind seën by God. En dis daai Psalm wat hy vir ons gesê het, seën. Natuurlik vind jy seën. Ja, kan jy dink, hoe moet God, as ek nou net kan, weer eens my woorde so bietjie kan buig, kan jy dink, wat se emosie of gevoel ontwaak dit by ons hemelse Vader, wanneer jy niks het nie, maar die Vader is jou alles? Dis seën. Hy trek naby aan jou. As God jou bron van sekuriteit is, as God jou toevlug is, as God jou kreet is, as God jou soeke is, dan beteken dit, alwaarna toe ek gaan is God. Want is alwaarna toe ek kan gaan. En dis hoekom Jakobus sê, so 'n man is geseënd, 'n geseënde man. En dan, Jakobus sê, die man wat die versoeking verdra, en wat kan volhard in sulke moeilike omstandighede en sterk in sy geloof en vertroue teenoor God vind, so 'n man vind guns, nê. Maar die idee van die toets deurstaan kom van die Griekse woord dokimos, om te toets, en dit beteken letterlik, dis 'n proses waar jy metale en muntstukke getoets het. So 'n dokimos is half so is tweevoudig. Dokimos beteken, dis die proses wat 'n muntstuk sal ondergaan om hom te toets en om te wys dat hy nou wil ek net sê amper sê ek legit. Dankie tog, oom Jan het my gestop. So dis 'n proses van toets om die egtheid van die muntstuk of die metaal te bewys. Dokimos. Dokimos in jou geloof is 'n proses van toets om die egtheid van jou geloof te bewys. Dokimos. En salig is die man wat sy geloof gedokimos word. Salig is die man wat sy geloof getoets word en wat aan die ander kant uitkom as egte geloof. Daai man, hoor wat ontvang daai man, die kroon van die lewe, vers 12, die kroon van die lewe, want dan weet jy jou geloof is eg, dan weet jy dit is eg. Nou hierdie kroon, die Bybel praat oor 'n kroon, die kroon mag dalk verwys na 'n koninklike kroon, maar as ons kyk binne die konteks van die Bybel verwys die kroon altyd maar na die kroon wat 'n atleet ontvang. 'n Kroon. En gewoonlik praat Paulus van 'n onverganklike kroon, né? Die mooiste idee is,
met die Olimpiese spele, veral in die Nuwe Testamentiese tye. Wat gebeur het, is die atleet sou gehardloop het, en as hy gewen het, sou hy 'n olyftakkie kroon gekry het, wat in mekaar geweef het. En dan na 'n week, het daai takkies vergaan. Dan is hy droog, hy lyk nie meer soos wat hy gelyk het nie. Met die idee, dis tydelik, volgende jaar broer, moet jy jouself weer kom bewys. Elke jaar moet jy jouself kom bewys dat jy die beste is, dan gaan jy weer 'n kroon kry. En Paulus beskryf het, hy sê, hy het volhard soos 'n atleet, maar hy het 'n onverganklike kroon gekry. Nie die verganklike kroon op aarde nie. Dis dieselfde met ons geloof. As jy die toets weerstaan, as jy die resies voltooi, as jy volhard tot die einde toe, kry jy nie iets wat vergaan nie, jy kry iets wat ewig is. Dis dieselfde met die ryk en die arme man. Hoor jy hoe mooi skakel dit by mekaar in? Fokus op dit wat ewig is, want jy gaan dit kry wat ewig is as jy kan volhard tot die einde toe. En dis wat hy sê. Hoor wat sê Paulus 2 Timoteus 4:6-7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weergelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Jy ontvang die kroon, die ewige kroon. En jy ontvang die kroon net, soos Jesus sê, Matteus 24:13, as jy volhard tot die einde toe. As jy volhard. Maar hier die kroon, en hier die volharding, kom met 'n voorwaarde, en die voorwaarde is aan die einde van vers 12, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan, hier is die voorwaarde, die wat hom liefhet. En daar lê die kool vir jou lokomotief, die brandstof vir jou voertuig, die wortel vir jou donkie. Is julle nog 'n mooi ene? Daar lê dit. Hoe gaan jy beproewing deurgaan as jy 'n egte liefde het? Ons het gesê geloof dra jou, maar egte geloof vloei uit egte liefde vir die Here. Egte liefde. Dis van waar af dit kom. 1 Johannes praat hierdie taal deur en deur. Hoor wat sê 1 Johannes 4:8. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Vers 16. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. 1 Johannes 4:8 en 1 Johannes 4:16. Liefde. Uit liefde kom vertroue. Uit vertroue kom gehoorsaamheid. Ons kan nie sê ons is gehoorsaam aan God se wet as ons nie 'n liefde vir God het nie. Liefde is die brandstof. Dis die motief, dis die wortel. Ons het gesê, help nie ons verander die vrug nie. Ons wil meer gehoorsaam wees, Here, maar as jy werklik lief is vir jou vrou, gaan jy alles in jou vermoë doen. Ek wil nou sê om haar te gehoorsaam, maar dan klink dit of sy nou die baas is. Maar as 'n egpaar lief is vir mekaar, gaan hulle doen wat die ander een verwag. Nee, dis liefde. As hulle mekaar haat, gaan hulle daai knoppies druk wat jy weet jy nie gedruk moet word nie, maar hulle weet waar hulle daai knoppies. Die wortel is liefde en dis dieselfde konsep teenoor God. Daarom is die eerste gebod, hê die Here God lief met krag, siel en verstand, want uit liefde vloei gehoorsaamheid, vloei die gebod, vloei die gebooie, dit vloei uit dit uit. En ons gaan nie na God toe, ons gaan nie koninkryk toe, ons gaan nie hemel toe, omdat ons sê, Here, ek het al jou gebooie gehoorsaam nie. Ons gaan want ons sê, Here, ek het U opreg lief met hart, siel en verstand. Ek het U lief. Ek het U lief. Hoor wat sê 1 Johannes 5:3. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. Nee, as jy lief is vir God, raak sy opdragte nie 'n las nie. En dis hoekom ons so sê hiervoor, as jy lief is vir die Here, sal jy lief wees vir sy bruid. Wie sy bruid? Ons, die kerk. As jy lief is vir sy bruid, gaan jy lief wees vir die bywoning van sy bruid. Die samekomste.
Dit gaan oor vrugte wat jy moet identifiseer, wat vir jou gaan wys wat aangaan in jou wortel. Kerk moenie 'n moed wees vir jou nie. Dit moet 'n wil wees. Want daar's 'n liefde in jou. Ek wil afsluit met hierdie Bybelvers en dan 'n verhaal. Psalm 73 vers 25 beskryf dit so. Wie is daar vir my in die hemel? As ek by U is, Here, begeer ek niks op aarde nie. 'n Opregte liefde vir God word 'n opregte begeerte vir God. Jy begeer hom. Jy begeer alles van hom. Jy begeer sy kennis van hom, kennis oor hom. Jy begeer om van hom te weet, om van hom te leer, om tot hom te bid. Jy begeer om tot hom te sing. Jy begeer, jy mediteer. Dit raak 'n begeerte vir jou. En julle het seker al gehoor van Corrie ten Boom. Maar dit is haar sussie se naam, was dit Betsy? Dit is Betsy. Hier soos, laat ek hom hier lees. Betsy en Corrie ten Boom was twee meisies wat in die konsentrasiekamp was. Sleg. Jy kan verseker 'n bietjie meer daaroor gehoor lees. En Corrie ten Boom het altyd gemoun by haar sussie en gesê, ja, dis sleg. En hulle toe een keer toe was hulle in die konsentrasiekamp in 'n spesifieke kamer, 'n vertrek ingebring waar klomp meisies in was. En die soldate het lelike goed gedoen met die meisies. Maar daai spesifieke kamer waar hulle in was vol vlooie. Net vlooie. En Corrie kla by haar sussie Betsy, sê vlooie, en is dit nou nog so erg? En haar sussie sê vir haar, vind vreugde in die Here. Vind vreugde in die Here. Laat hy vir jou genoeg wees. En Corrie dink, hoe kan Betsy so iets sê? Hier's vlooie om ons. Hoe vind jy vreugde in vlooie? En toe kom dit uit. Die soldate het nooit daai vertrek ingegaan nie op grond van die vlooie. En Betsy sê iets moois. Corrie het geskryf, sy het dit neergeskryf, maar sy onthou iets wat Betsy gesê het. Betsy sê, sy het toe swakker en swakker geword en Betsy het op die einde van die dag gesterf. Maar sy het nooit woorde van haat nie. Sy het altyd gebid. Sy het nooit slegte goed gespreek nie. Sy was altyd dankbaar. Sy het 'n liefde gehad vir die Here. En sy sê toe dit vir Corrie. Sy sê, we must tell people what we have learned here. We must tell them that no pit is so deep and that God is not still deeper. En sy sê dit, sy sê, al is jy in die diepste put, besef God is nog steeds dieper as daai put. Jy sal hom daaronder kry. Jy sal hom daaronder kry. En dink jy werklik God weet nie wat jy nodig het nie? Hy weet. Spurgeon, dan is ek klaar. God is too good to be unkind, and he is too wise to be mistaken. And when we cannot trace his hand, we must trust his heart. Love for God does not wane in affliction, but grows, for it is in the furnace of suffering that true love is purified. Hy sê liefde vir God moan en kla en raak nie afvallig in moeilike situasies nie. Maar liefde vir God groei wanneer jy in die vuuroond is, want hy raak jou hulpkreet. En dis wat Jakobus sê in hierdie gedeelte. Veral as hy praat oor ryke en arme ouens. Hy raak jou hulpkreet, hy raak jou sekuriteit. En dit is 'n moeilike manier hoe ons onsself toets. Ons Here Vader is miskien moeilike woorde vir ons wat hier sit en wat luister, maar is nodig. Vader, as daar een ding is waar ons wil seker wees, is dit die egtheid van ons geloof. Ons wil nie beskaam staan wanneer ons weer voor U kom nie, en wanneer ons U Christus sien nie. Nee, ons wil seker wees. En Vader, ek wil bid vir elkeen van ons in sy geloof, dat dit die toets sal weerstaan, dat ons deur die beproewing sal gaan, maar dat ons sal kan volhard, dat ons U sal kan aanroep en aangryp, en sê, red ons, o Here. U is nie ons probleem nie, U is ons oplossing. En mag ons liefde groei, al staan ons in die middel van 'n vuuroond. Ons weet, Here, hierdie is nie net afhanklik van ons nie, maar ons weet, U Gees
die Heilige Gees kom bewerkstellig die liefde in ons. En dis my gebed, dat die Gees so in ons harte sal werk, dat ons geloof sal floreer in egtheid. My gebed is vir harte hierso, dat hulle die boodskap sal aanneem, en sal hoor, en hulle sin sal maak, en dat hulle bidend dit oor hulle lewe sal bid, oor hulle geliefdes se lewe sal bid, oor hulle kinders sal bid, oor hulle self sal bid. En dit wat hulle bid, mag hulle glo, dit wat hulle glo, Vader, mag dit eg wees. Hulle die goed vra ek in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.